Hoofnuus vanaand, 'n jaar nadat die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, die bom oor beweerde inmenging in die strafregstelsel en staatsinstellings laat bars het, gaan getuienis vir die Madlanga Kommissie voort. Hoewel verskeie repatriasiesentrums landwyd amptelik sluit, stroom talle ongedokumenteerde migrante steeds daarheen. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus op SABC2. Dis vandag 'n jaar sedert die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris, luitenant-generaal Nhlanhla Mkhwanazi, skokgolwe deur die land gestuur het met beweringe van vermeende dwelmsyndikaate se inmenging in die strafregstelsel en staatsinstellings. President Cyril Ramaphosa het gevolglik 'n kommissie onder voorsitterskap van die afgetrede regter Mbuyiseni Madlanga gestig om die beweringe te ondersoek. Sedertdien is 'n doolhof van aantuigings vir die Madlanga Kommissie gemaak. Us as people who are running on the ground. Luitenant-generaal Mkhwanazi was tydens 'n impromptu media-konferensie deur swaar gewapende en gemaskerde beamptes vergesel, waar tydens hy verdoemende beweringe gemaak het oor 'n beweerde kaping van die strafregstelsel deur vermeende misdaadsyndikaate. Mkhwanazi het die aantuigings onder eed bevestig aan die Madlanga Kommissie op 17 September 2025. The KwaZulu-Natal political killings testing. We will want to address that first. And secondly, we will want to address the criminality, the political interference, as well as the corruption within the criminal justice system. It shall become evident that significant overlaps and intersection between the two broad topics, and a distinction between the two may not always be possible to draw. Verskeie name van vermeende syndikaatlede en polisie-grootkoppe is genoem en moes uiteindelik voor die kommissie verskyn. Tenderbedrog by die Tshwane en Ekurhuleni Metropolisie Departemente is ook onthul. Mkhwanazi het ook verwys na die ontbinding van die taakmag wat politieke moorde in KwaZulu-Natal moes ondersoek, wat daartoe gelei het dat die minister van polisie, Senzo Mchunu, op spesiale verlof geplaas is. It's false. It's false. There is no money that I have ever received from Brown Mokgotsi, or he has received together from with Matlala, not from Mokgotsi. Or from Matlala. Yes, what General Mkhwanazi said is that you and Mr. Mokgotsi are receiving money from Mr. Matlala, who is an alleged criminal. Or it's false. Yes. President Cyril Ramaphosa het intussen gesê hy sal oor Mchunu se lot besluit sodra die kommissie sy finale verslag op 31 Augustus aan hom oorhandig. Die Madlanga Kommissie wil agter die kap van die bel kom oor die betrokkenheid van die misdaad-intelligensie adjunkhoof generaal-majoor Feroz Khan by 'n private vliegtuigreis wat die voormalige stadsbestuurder van die Ekurhuleni Metro en 3 ander onderneem het. Dr. Imogen Mashazi en 3 reisgenote het die naweek 'n heen en weertjie na Londen onderneem wat sowat 3,3 miljoen rand gekos het. Volgens getuienisse het die sakeman Mohammed Moussaid die besonderhede oor die vlugte en immigrasieklaring aan Khan gestuur. Inligting oor die veelbesproke Julie 2022 naweek heen en weertjie deur Mashazi, Bonginkosi Mashazi, Dineo Siletswane en Tebogo Maleka is deur Mohammed Moussaid na generaal-majoor Khan gestuur. Die vermoede bestaan dat Dr. Mashazi nie die reis verklaar het nie. That General Khan is provided with this information, and that his receipt of this itself is significant. And the question would be, what interest did he have in this information? On the face of it, it's not apparent what interest he has in receiving this information. WhatsApp-boodskappe dui ook op die misbruik van mag en hulpbronne vir persoonlike en faksiegevegte. In een geval het Khan en 'n ander misdaad-intelligensiebeampte die beriggewing van 'n joernalis bespreek wat hulle nie aangestaan het nie en het besluit om 'n teenaanval te loods. 2 maande later is die joernalis se rekenaar tydens 'n huisroof gesteel
maar nie waardevolle items soos 'n platskermtelevisie nie. This later housebreaking in March, on this evidence alone, can't conclusively show that it was linked to the WhatsApp exchange. But the sequence is alarming. And I raise it because it requires further investigation. Luitenant-generaal Molefe Isaac Fani, wat ook genoem is in getuienis oor tenderbedrog, sy naam het weer opgeduik in 'n motoronderdele tender. We see that Mr. Valley from KZN treats General Khan as a person who can unlock access. Pardon me, you now see the notice of motion flighted in front of you. So we see that he sees General Khan as a person who can facilitate access for him, not just to one tender, but to several, any opportunity that could possibly come their way. We see that General Khan arranged meetings with a contact within procurement and obtained information from that contact. We see that that contact is Mr. Molefe Fani. Die ondersoek duur voort. 'n derde verdagte het haarself by die Edenville polisiestasie oorgegee in verband met die beweerde diefstal van edelstene ter waarde van nagenoeg R15 miljoen uit 'n woonstel in Johannesburg in 2023. Sy sal na verwagting môre in Johannesburg se Landdroshof verskyn. Twee ander verdagtes, die Ekurhuleni Metropolisiebeampte Adrian McKenzie en die sakeman Etienne van der Walt, en vandag in dieselfde hof verskyn. Hulle borgtog aansoek is tot 16 Julie uitgestel. McKenzie is Vrydag in hegtenis geneem terwyl van der Walt hom gister aan die polisie oorgegee het. Die hegtenisname is volg na getuienis deur getuie K, 'n voormalige beampte van Johannesburg se Metropolisiediens voor die Madlanga Kommissie. Sy het getuig dat sy en die geskorste EMPD adjunkhoof Julius Makhonazi die diefstal beplan het. Die Departement van Binnelandse Sake sê die druk by die repatriasiesentrum liewer naby die Beitbrug grenspos neem af na mate die deportasie van ongedokumenteerde migrante versnel word. Intussen is 'n geregtelike doodsondersoek geopen nadat 'n 47-jarige Malawiese burger op 'n bus in mekaar gesak en gesterf het terwyl hy vanaf die Musina repatriasiesentrum na die Beitbrug grenspos gerepatrieer was. Hy het volgens medepassasiers gekla dat hy onwel voel waarna hy op die toneel dood verklaar is. The information that we got is that he just said, "I'm feeling hot, temperatures are up." Then he took off his shirt, and then from there he collapsed. And then when the emergency services went to them, they confirmed that the person has passed on. Intussen is die SA Menseregte Kommissie in Limpopo tevrede met toestande by die Musina repatriasiesentrum en die Beitbrug grenspos. Gister is nog 4000 migrante geprosesseer, wat die totaal repatriasie sedert verlede maand op meer as 70000 te staan bring. Buite die ou Durban inryperseel wag meer as 380 Malawiese burgers steeds om na hul tuisland gerepatrieer te word. Dit het verminder vanaf die sowat 800 Vrydag. Humanitêre hulpbronne en binnelandse sake het oor die naweek gehelp om hulle na Musina te vervoer. By die Epping nywerheidsgebied in Kaapstad is talle ongedokumenteerde migrante gestrand nadat 'n nabygeleë repatriasiesentrum gesluit het wat hulle sonder vervoer gelaat het. Na 30 busse verlede week vertrek het, vra die oorblywende groep nou dringend hulp om vrywillig na hul tuislande terug te keer. We didn't have money to have transport and all these things, and it's too far here to go to Zimbabwe. Die Weskaapse regering sê dat geen verdere repatriasievervoer verskaf sal word nie. Owerhede raai migrante aan om hulle ambassades of binnelandse sake direk te nader. Intussen verskaf hulporganisasies steeds kos en komberse op die terrein. Spanning loop hoog in die Bellville middestad weens die intimidasie van migrantwinkel-eienaars. Verskeie buitelandse sake-eienaars is nou uit hul gewone handelsruimtes by die Bellville taxi-standplek uitgesluit. The police are not helping too. Every time we try to open our business in the morning, they will come in groups
harass us, ask for extortion money. 'n Plaaslike handelaar deel haar mening. He made us all in the same image. That's why the word of the Lord said that God so loved the world, not only the Africans or what, but the world. So we are all included in this kingdom of God. Owerhede monitor die situasie en humanitêre en veiligheidsbehoeftes word deur normale kanale hanteer. Die strate naby Husseinplein in Teheran was volgepak met Iraniërs in afwagting van die kus van die opperleier Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei was vir 37 jaar aan bewind van die land totdat hy in Februarie in 'n Amerikaanse-Israeliese lugaanval gesterf het. Die Islamitiese Republiek hou 'n week van massa-begrafnisoptogte vir Khamenei en ander gesinslede wat saam met hom gesterf het. Hy sal na verwagting donderdag begrawe word. 3 seuns van die vermoorde leier het langs sy kus in 'n volgepakte gebedssaal in Teheran gebid. Maar sy seun en opvolger as opperleier, Mojtaba, het glo weens veiligheidsredes nie die geleentheid bygewoon nie. Mojtaba is vermoedelik ernstig beseer in dieselfde voorval waarin sy pa en sy vrou en ander gesinslede gesterf het en is sedertdien nog nie in die openbaar gesien nie. Ons is na die handelsbreek terug, bly by ons. Welkom terug. Die waarnemende hoof van die spesiale ondersoekeenheid, Leonard Legetho, sê die regering moet by verkrygingsprosesse ingryp om te verseker dat grootskaalse bedrog en korrupsie, soos by die Tembisa Hospitaal aan die Gautengse Oosrand, nie weer gebeur nie. Legetho het by die Raad van Gesondheidsfinansiers se 25-jaarlikse konferensie in Kaapstad gepraat. Een van die onderwerpe wat by die 5-daagse konferensie bespreek is bedrog, verkwisting en misbruik in die gesondheidssektor. Die eenheid sê hy is opdrag gegee om 33 gevalle van bedrog en korrupsie in die sektor te ondersoek, waarvan 25 reeds voltooi is. 6 ondersoeke, waaronder die Tembisa Hospitaal, is nog aan die gang. We really need to regulate some of the things. I mean, how do you allow one person to register 75 company and all the 75 company has conducted business with Tembisa? Really, I mean, we have to do something there. And also the procuring of medical device, where you see that there's procurement of very, very different medical device. And if you see what has been procured and what has been spent, Tembisa should be the very, very high-class, hospital. Volgens die eenheid ondersoek hy vermoedelike bedrog en korrupsie by die Tembisa Hospitaal wat sowat 2 miljard rand beloop. Die konferensie eindig Woensdag. En nou vir die markaanwysers is om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Een kunstenaar van Kimberley Junior Olifant is gekies om sy kunswerke by 'n internasionale kunsinstelling in Australië tentoon te stel. Die Suid-Afrikaanse Radioastronomie Observatorium het Olifant gekies wat sy kuns gebruik om identiteit, erfenis en die verhale van die Noord-Kaap te verken. Die inisiatief maak deel uit van Cosmic Echoes, 'n Shared Sky Indigenous Art Exhibition, 'n projek wat inheemse Suid-Afrikaanse kuns op die wêreldverhoog verteenwoordig. Die passie wat uit nuuskierigheid gebore is, open voortdurend deure vir Olifant. Die 29-jarige kunstenaar het sy passie vir kuns op 'n baie jong ouderdom ontdek nadat hy 'n familielid se kunswerk gesien het. Hy het in 2018 na 'n kunskompetisie in die Vrystaat begin om sy kuns professioneel te beoefen. Olifant se kuns het hom reeds na Londen geneem. Nou is hy op pad na Australië om sy kunswerke tentoon te stel wat 'n coloured identiteit, Khoisan afkoms en die geleefde werklikhede in die provinsie uitbeeld.
Hierdie opportunity is baie exciting when once again het ek aan myself bewys dat ek is op die regte pad. Sometimes doubt ek myself, moet ek nog steeds die ding doen of moet ek nog steeds in die route gaan, maar ek is once again weer reminded that ek moet continue my journey to follow om uit te vind wie ek is op een van die dag. 'n Werkswinkel van Sarau het Olifant se werk weer eens op die internasionale verhoog geplaas. Onder die kunswerke van identiteit en erfenis is dit die skilderye van Katrina Esau, een van die laaste oorblywende sprekers van die Ngu taal van die Khoi en San afkoms. The stereotype that associated as among colored mense kan challenge. En die stereotype is 'n issue wat ek ook het van ek het 'n probleem in my identity. En ek is sure dat baie ander klere mense buite wat ook 'n probleem in hulle identity. Ek sal like om te glo dat ek van Khoisan lineage is, maar dit is iets wat ek net kan claim nie, dit is iets wat ek self kan bewys op een van die dag. So ek is op die journey om myself te vind. Olifant vertrek volgende week om sy reis van identiteit deur middel van sy skilderye met die res van die wêreld te deel. Ons is net hierna terug met jou sport en weer bly ingeskakel. En dit is dan al vir vanaand. Baie dankie vir die saamkyk. Ons groet tot môre aand. Totsiens. Goeienaand, hartlik welkom uit 'n koue Johannesburg. Vir vandag sien ons mooi weer tot koel tot baie koud in groot dele van die land. Vir môre steeds koel tot baie koud oor groot dele van die land. Dan sien ons môreoggend miskolle in die noordelike dele en die westelike dele van die land. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature in die verskillende provinsies. In Gauteng, Pretoria en Bronkhorstspruit albei 'n maksimum van 21. In Limpopo, wat ons volgende provinsie is, Tabazimbi 'n minimum van 3, Lephalale 'n maksimum van 24 en Phalaborwa 10-24. In Mpumalanga, Mbombela 9-19, Imalahleni 'n maksimum van 19 en Ermelo minimum 1 en maksimum 18. KwaZulu-Natal sonnig in die provinsie met Pietermaritzburg wat 'n maksimum van 28 bereik. Ulundi 6-27 en dan Port Shepstone 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 28. In die Oos-Kaap koel tot mooi weer. KwaNoJoli 9-24, Kumane 4-24 en Kugompo 13-23. In die Wes-Kaap Riversdal 8-21, Beaufort Wes 'n maksimum van 24 en Woester 'n minimum van 6 en 'n maksimum van 21 in die Noord-Kaap. Springbok 13-24, Carnarvon 7-22 en Sutherland het 'n minimum van -1 en 'n maksimum van 18. Vrystaat Bloemfontein 'n minimum van 0, Botawil 'n maksimum van 21 en Wepener 0-20. Noordwes Klerksdorp 'n minimum van 0 en dan sien ons Wolmaranstad en Bloemhof het albei 'n minimum van 3. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige, warme aand verder.